Liewe vriende, baie hartlike welkom vanmôre aan elkeen van julle. Dit is regtig lekker om vanoggend saam stil te word rondom die Here se woord. En kan ek dit maar sê, ons doen dit met so 'n bietjie ekstra opgewondenheid vanoggend. Ja, ons is nog steeds besig om YouTube vanoggend te gebruik, maar ons het die goeie nuus gekry dat die kerke, die geloofsgemeenskappe 'n bietjie 'n verligting kry onder die huidige vlak 1. Wat sou beteken dat ons in 'n kerkgebou van ons grootte 250 mense mag huisves, mag ontvang. En dit is vir ons goeie nuus. Ons het eintlik gehoop vir 50% kapasiteit, wat ons darm so na 300 of 350 mense toe sou neem. Maar kom ons vergeet daarvan. Kom ons wees positief oor dit wat ons mag doen en kan doen. En ek wil sommer, ek is in die gelukkige posisie om die een te wees wat die goeie nuus breek, dat vanaf volgende Sondag, die 27ste September, ons hierdie 250 lidmaat ontvangs regtig gaan benut. Ek en Dominee Nico daaroor gepraat en besluit dat ons om 8:00 en om 9:30 eredienste gaan hou. 8:00 en dan 9:30. Nou 9:30 volgende Sondag is daar 'n doopgeleentheid. So ons gaan dit so in gedagte hou. As jy nou wonder watter een van die twee eredienste jy wil bywoon, dan wil ek amper vir jou vra, woon die 8:00 een by, terwille van die familie wat gaan 'n kleintjie doop. Maar as jy nou nie lus het om al so vroeg op te staan nie, kom gerus 9:30 en op die manier hoop ons dat ons net mooi genoeg mense by elke erediens gaan hê om uiteindelik die 250 perk in bedwang te hou. Nou die 8:00 diens gaan nie opgeneem word nie. Dit is doodgewoon net nie nodig om albei dienste ook op YouTube uit te saai nie. Ons maak die keuse om die 9:30 diens ook lewendig uit te saai. Ja, daar is mense wat nog steeds voel dat hulle dalk nie die erediens wil bywoon nie. Daar is diegene wat voel hulle kan dit nie bywoon nie. En daarom gaan ons nog steeds die 9:30 diens uitsaai, ook terwille van ons tehuis vir bejaardes of ander mense wat ingeskakel is by die diens. So, ja, met hierdie goeie nuus, beplan solank jou week, dit sal regtig lekker wees om volgende Sondag so by mekaar te wees. Wat die 4de Oktober betref, miskien nog 'n afkondigingkie. Ons het dit goed gedink om ons biddag vir die oes op die 4de Oktober te hou. En ons het eintlik voor die tyd van inperking al ons reëlings begin tref rondom 'n inrydiens. Mag ek dan maar die woord gebruik? Dit sal dan ons laaste inrydiens wees, die 4de Oktober, by Moemfie se grasperk. Nou, ons het ook gesê, kom met jou oudste voertuig. Dit sal verskriklik lekker wees as ons die oggend sommer 'n bietjie interessant maak. En dan wil ek vir jou vra, kyk daar op die werf of daar nie 'n ou voertuig, 'n veteraanvoertuig of iets dergeliks is nie. En kom woon die erediens met dit by. Sorg natuurlik dat hy op die pad is, dat dit darm wettig is. En dan gaan ons ook vra, as jy nou die inrydiens wil bywoon, maar jy is nie lus om in die kar te sit nie. Ons hoop die weer gaan alles mooi saamspeel. En daarom gaan ons vir jou sê, bring jou seilstoel, bring jou kampstoel. Ons sal voor in die naaste area op die gras aan die voertuig of kan ek maar sê aan die verhoog, gaan ons plek maak vir mense wat sommer net met 'n seilstoel wil kom sit. Ons gaan die sosiale afstand ding doen, want dit is belangrik. En dan in die ry na die mense wat sit op hulle stoele, gaan ons die ou motors laat parkeer. En natuurlik, en dit wil ek regtig jou uitnooi, as jy nou nie 'n ou voertuig het nie, kom met jou nuutste een. Dit maak glad nie saak nie. Ons kom by mekaar, die wetgewing, die regulasie sê, ons mag soveel as 500 mense by die geleentheid wees. En kom ons maak iets groots en iets spesiaal, ook dan van die 4de Oktober.
Na die 4de Oktober, ja, dan is dit soos gewoonlik, ons gaan hou by die 8 uur diens en die 9:30 diens en kyk hoe dit werk. Nou kan ek maar ook vir jou sê, baie mense het gesê dat hulle graag wil kerk toe kom. Maar, as ons nou sien dat daar regtig by die 8 uur diens 10 mense opdaag en die 9:30 diens eintlik maar bygewoon word, dan sal ons weer 'n besluit daaroor neem en miskien net een erediens hê. Maar dit is ons kans, dit is regtig die geleentheid en ons wil dit met albei hande aangryp. So, ek hoop dat ons jou gereeld van nou af in die kerk gaan sien, saam met medegelowiges sien vergader. Vriende, die ander afkondigings het julle gesien. Ek wil sommer van die geleentheid gebruik maak om almal wat hierdie week gaan verjaar baie geluk te sê. Ja, ons hoop dat ons binnekort daarom weer vir mekaar 'n lekker warm handeklap kan gee om vir mekaar geluk te sê. Ons dink aan hulle wat siek is, ons bid vir hulle. Ja, en kom ons dink sommer vanoggend ook aan baie mense wat in hierdie dae geliefdes aan die dood afgestaan het. Dit is nie noodwendig COVID-19 nie, maar ons as dominees het wel agtergekom dat daar oor die afgelope klompie weke en maande heel wat mense is wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Kom ons dink dan in besonder ook aan hulle in hierdie oomblik en vandag. Kom ons raak stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Daarom, geliefdes, genade en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan antwoord op die groet van die Here met 'n pragtige, vrolike loflied. Vriende, dit is so dat te midde van hierdie tyd van inperking, as ek nou reg gekyk het, is ons by dag 178 al vandag. Ten spyte van al hierdie dinge, ten spyte van die ekonomie wat tot stilstand gekom het, mense wat hulle werk verloor het, mense wie se werk in gedrang gekom het, dalende salarisse, stygende lewenskoste, te midde van al hierdie dinge, aanbid ons 'n God wat wonders doen. Seker vir my persoonlik, een van die grootste wonders, toe die COVID-19 dinge begin gebeur het ek regtig gesê, daar is dele in ons gemeenskappe, wat as hierdie virus daar sou inkom, sou dit duisende en duisende sterftes veroorsaak het. Dit het nie gebeur nie. En ons kan nou sê, ja, die wetenskaplikes het dit verkeerd gehad. Ek wil vanoggend sê, dis die genade van die Here, dat hierdie ding uitgespeel het, soos wat hy uitgespeel het in ons pragtige land. En daarom kom ons begin, dan loof ons die Here vir die reën, vir die dam wat vol is. Ek het nou die dag daar verby gery, wat 'n gesig, vir die pragtige natuurskoon wat ons nog steeds geniet, vir die vooruitsigte van 'n wonderlike oes, vir die ekonomie wat begin 'n lewe kry. Kom ons sing hierdie pragtige lied, God van wonders. Jy kan die storms nie beheer nie, jy kan die sonlig nooit verdoof, jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of vir water loop, ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlamdes weer laat loop. Jy kan die doofs nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons
As ek in die aand na die sterre kyk en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Ek kan die wentelbane vashou, ek kan die sterre laat verskiet, ek kan die lewe wat en vorm in 'n lewe moederskoot. Hy hou die kosmos in die holte van sy hande. Here doen, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. En ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, en soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. My Here lief, ons dien 'n God van wonders. Vriende, dit is heerlik om die Here so te loof. Ek hoop regtig dat jy, ja, waar jy ook al is en hoe jou gemoed ook al vanoggend voel, dat jy regtig nietemin kon voel dat jy die Here loof. Dat jy die wonders van God in jou lewe raak sien. En nou wil ek hê ons jong maats moet nader skuif. Kerkmuis het vir my 'n ietwat 'n anderste boodskap gestuur. Luister gerus saam met my. Lekker om in te skakel by julle. Hoorie matertjies, was verlede week dan nou vir jou 'n lekker inrydiens gewees. Waarintie waar gedaat julle ek toe mos 'n kuggie op. So by so dat ek toe skrik by die inrydiens. Ek sê toe vir my veldmuis mater, jong, ek is dan nou oor die siek raak. So julle moet my maar verskoon. Ek gaan nie vandag die volle diens kan doen nie. Maar kan julle nog onthou? Ek hoop almal se lampies is nog vol van die Heilige Gees. Want ons wil nie oorkom soos die 5 onverstandige tog. Skus julle. 5 onverstandige dames wat nie reg was toe die bruidegom gekom het nie. So ek hoop die oil is nog almal in julle lampies en dat dit brand en dat julle heel week hierdie liedjie gesing het. Skus nog. Maatjies, dit is die alomopwindende nuus by Laerskool Vredendal se rappieveld. Die maats kom ons hierdie jaar rappie gespeel het en toe het Bondkiewite, 2 Bondkiewite hulle kom tuis maak en kyk net die wonder van die natuur, liewe Jesus. God het die wêreld so amazing geskaap. Kyk net daar en net toe kom daartoe
babetjies uit. En dit sou nooit gebeur het, nooit, ooit, as die kinders rappie gespeel het. Ja, ek weet, ons is baie hartseer, ons is darm bly, ons is al op level 1, maar julle moet 'n fantastiese week hê. Verskoon nou maar vir my bietjie hierdie week, laat ek net 'n bietjie gesond word. Ons praat gou weer, mooi luister wat sê oomie Dominee. Tata, dit is die Kerkmuis. Op daardie noot gaan ons stil word in gebed. Vriende, die Here het 'n bepaalde teks op my hart gelê, is 'n baie bekende teks. Dis 'n teks waaroor daar baie al geskrywe is. Daar is omtrent nie 'n Bybeldagboek op die mark wat nie hierdie teks iewers in het nie. Maar 'n teks waaroor ek baie gedink het in die laaste tyd. Want mense vra vir my, hoe voel ek oor COVID-19 en hoe voel ek oor die pandemie en dit wat gebeur het? En ek is met julle baie eerlik vanoggend, ek het verskillende emosies oor dit. Aan die een kant was dit vir ons, in besonder vir ons as gesin, 'n baie moeilike tyd. Moeilik in die opsig dat ons regtig die dag voor die inperking begin het, my pa se roudiens moes hou. Ek het maar die afgelope week weer die geleentheid gehad om my ma te sien, om fisies in haar huis te wees. So COVID het gekom met daai slegte kant. Maar COVID was ook nie net sleg nie. Kan ek dit maar sê, dit was die naaste aan normaal, wat julle as lidmate beleef het, dink ek wat ons as dominees gekom het, om op 'n Sondagoggend wakker te word, en nie te preek nie, omdat die preek vooraf opgeneem is. Ja, my weke was meer deur mekaar, maar Sondagoggend het skielik 'n rustige oggend geword. 'n Sondag het 'n anderster dag geword. En ek dink dit is juis op daardie punt waar hierdie teks in Haggai 1 tot my gespreek het. Ek gaan met jou baie eerlik wees. Ek is bekommerd oor die kerk. Nie net finansiëel nie. Trouwens, ek dink ek is die minste finansiëel oor die kerk bekommerd. Ja, ons het nie kollektes gekry nie. En die finansiële mense sal nog daardie som vir ons maak. Ons het, en julle het dit vanoggend weer gesien, ons weet dat ons 'n tekort het op ons begroting. En daarom is dit so wonderlik dat daar mense is wat inisiatief neem, soos met die potjiekos, met die bazaar wat ons beplan om nog hierdie jaar te doen. Ek is nie oor die finansies so bekommerd nie. Kom ek wees met jou baie eerlik. Ek is oor die kerk bekommerd, omdat COVID-19 dit wat gebeur het, dit wat ons lank al sien gebeur het, kom verhaas het. Waarvan praat ek? Ek praat van 'n baie geleidelike proses, beweging, wat plaasgevind het van mense wat al meer en meer begin wegbeweeg van die kerk. Die uitdrukking wat gebruik word is mense wat so 'n armlengte van die kerk begin leef. Sondag is 'n lekker dag. Daarom het ek dit met jou gedeel. Skielik as jy nie die erediens bywoon nie, het die dag langer geword. As ek die erediens nie bywoon nie, lê ek net 'n klein bietjie later. Is koffie in die bed net baie lekkerder.
is die gereedmaak van kinders en die stremming wat dit plaas, is net nie daar nie. Sondag het 'n dag geword, waar ek in hierdie ou mooi wêreld van ons, so 'n bietjie kan rondry, die blomme gaan kyk. Ja, Saterdag het ook so 'n dag geword, want skielik is daar nie meer skoolsport nie. Maar Sondag, in besonder, het 'n lekker dag geword. Ek kan, as ek lus het, 'n erediens kyk. Maar ek kan dit kyk op my terme, vanaand, sommer in die bed. Ja, die kinders hoef nie daar te wees nie. En as ek nou nie hou van die teks nie, of ek hou nie van my dominee of my gemeente se erediens nie, is daar baie ander om uit te kies. Vriende, as jy my so vra, hoe voel ek oor COVID-19, sal ek vir jou sê, ek is bekommerd oor die kerk. En nie omdat dit my werkplek is nie. En nie omdat dit my werkgewer is nie. Ek is bekommerd omdat dit so maklik geword het om net weg te bly. Om net my behoefte, ja, daardie dringendheid wat die Heilige Gees in my hart plaas, om dit net op 'n ander plek en op 'n ander manier uit te leef. Daarom het Haggai vir my en vir jou vanoggend 'n boodskap. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het begin deur te sê, U is 'n God van wonders. Dit is vir ons so 'n voorreg om hier te wees. Ja, op 'n nuwe manier, op 'n elektroniese manier, maar hier, rondom U woord, in U teenwoordigheid. Dankie Here, dankie vir die vooruitsig, dat ons van volgende Sondag af meer in die erediens kan wees. Maar Here, die nuwe tye waarin ons lewe, het nie net nuwe uitdagings gebring, en nuwe moontlikhede gebring nie. Dit het ons ook losser gemaak van die kerk, van saam wees, van erediens hou. En daarom, Here, wil U woord vanoggend met ons praat. En bid ek nou dat U hierdie woord sal kom oopbreek, dat ons dit kan hoor en kan verstaan. Praat, Here, want ons is hier om te luister. Amen. Vriende, kom ons lees hier in Haggai. Ons gaan lees in hoofstuk 1 en wel vanaf vers 1. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Serubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot die hoëpriester Jesua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê? Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie sit. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees.
sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige. Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Ek gaan net tot daar lees. Mag die Here hierdie hele gedeelte dan vanoggend ook as ons tekswoord seën. Vriende, ek het dit reeds gesê, hierdie is nie 'n onbekende gedeelte nie. Trouwens, dit is 'n gedeelte waaroor, en ek het 'n paar plekkies gaan lees daaroor, waaroor baie mense baie vinnig 'n finansiële preek lewer. 'n Preek wat basies daarop neerkom, julle woon in luukse huise, julle spandeer 'n klomp geld op huise en karre en leefstyle en oorseese vakansies, en dit terwyl mense eintlik nooit aandag aan hulle dankoffer gee nie. Dit terwyl hulle eintlik die afskeep van die afskeep vir die kerk gee. Nou dit is in hierdie teks, en ons kan dit nie ontken nie. Dit is nie swak eksegese om dit in 'n preek te hoor nie. Maar is dit al wat hier staan? En net voordat jy dalk hierdie opname afskakel en dink, ja, daar kom nou vir jou 'n geldpreek, wil ek onmiddellik vir jou hierdie bevrydende boodskap gee, dat ek vanoggend regtig nie die behoefte het om oor geld te preek nie. Ek het nie so 'n behoefte nie. Die syfers wat aan die begin van die diens geloop het, spreek van self. En jy weet hoe jou dankoffer lyk. En ja, ons almal weet dat dit waaruit mense 'n bydrae kon gee en kan gee, hierdie jaar dramaties anders lyk. So kom ons maak die boek oor finansies en die finansiële invalshoek van Haggai 1. Kom ons maak daardie boek toe. En ons volstaan daarby dat die Here op jou hart sal lê dit wat jy moet gee. Die opbrengs wat ons gekry het na die eerste inrydiens het vir my gesê, ons kan die boek daarop toemaak. Mense weet, God praat in mense se harte. Nou sal jy vir my miskien vra, maar as ons die boek, die finansiële boek toemaak op Haggai 1, het hierdie gedeelte nog 'n boodskap, en dan sê ek, verseker. En ek dink dit is juis hierdie, mag ek dit noem, tweede boodskap? Ek wil amper kies om te sê, hierdie dieper boodskap, wat ek vanoggend by jou wil kom neersit. Vriende, dit is belangrik dat ek en jy sal verstaan waaroor Haggai gaan. En ek dink daarvoor is dit verskriklik belangrik dat ek en jy 'n tree sal teruggee in die verlede en net vir onsself die vraag sal afvra, wat was die rol van die tempel juis hier in die naballingskapstyd? Want dit wat Haggai hieroor praat, is dit wat Nehemia oor praat. Dit is 'n volk wat besig is om stelselmatig terug te kom na Jerusalem in die naballingskapsperiode. En dit is verskriklik belangrik dat ek en jy vanoggend sal verstaan dat die tempel vir die naballingskap Jood nie net 'n kerkgebou was nie. Die tempel was vir hulle die woonplek van God tussen mense. Dit was hierdie fisiese gebou wat hulle herinner het daaraan dat God hier is. Interessant, ek dink iets daarvan is vandag nog in ons gemeenskappe belangrik. Ek kyk graag na 'n ligfoto van Vredendal.
En dan is dit vir my kosbaar, en dis nie net 'n Vredendal storie nie, dis die plattelandse storie. Dan is dit vir my kosbaar hoe dikwels die kerkgebou of 'n kerkgebou in die middel van die dorp staan. Hoekom? Ek dink tog simbolies was dit belangrik vir mense dat die kerk, dat ons anker in God sentraal staan. In die stad is dit nie meer die geval nie. Ek het die afgelope week net weer gesien, die kerkgeboue word regtig oorheers, wil ek die woord gebruik, deur ander hoë geboue. Vir 'n Jood in die na-ballingskaptyd was die tempel die simbool van God is hier. Dis waar God bly. Dis waar ek God ontmoet. Dis waar ek na God luister. Dit is waar ek die rus en die vrede gaan soek in God se teenwoordigheid in die tempel. En daarom kom die profeet met hierdie boodskap na die mense toe wat terugkom uit ballingskap, om eintlik vir hulle te sê, het julle vergeet waarom julle in ballingskap weggevoer is? Het julle vergeet waaroor julle ouers in ballingskap weggevoer is? Dit is omdat hulle ongehoorsaam was aan God. Wil julle dieselfde fout maak en sommer met die terugkeer al aan julle huise en aan julle lewens en aan julle besighede aandag gee, terwyl julle verhouding met God skade ly? En vriende, dit wil ek vanoggend reguit vir jou kom vra. Wat is dit van COVID-19 wat jou die meeste omvergegooi het? Mense antwoord my op hierdie vraag en hulle sê die inperking. Die feit dat ek nie by familie kon kom nie, en ek stem daarmee 100% saam. Ons het dit op 'n sleg manier aan ons lyf gevoel. Want ons het gehou by die inperkingsreëls. Mense sê vir my, dit was die insit in die huis, terwyl ons as gesin, mense is wat buite lewe. Ons hou van die natuur. En ja, was dit nie lekker om toe die inperkingsvlakke daal, ons voertuie te vat en te gaan blomme kyk en by die see ietsie te gaan eet en regtig sommer net die buitelug te geniet nie. Mense sê vir my, hulle het die gimnasium gemis. Hulle het dit gemis om te oefen. Nou wens ek kon daarmee ook sê, ek ook. Nie heeltemal nie, maar ek kan verstaan dat mense dit gemis het. Daar's mense wat sê, ek het dit nodig om te oefen. Ek wil graag, dit is vir my lekker. Dit laat my ontlaai. Daar's mense wat gesê het, ek mis die restaurant. En toe die restaurante oopmaak, maar hulle mag nie 'n glasie wyn aan jou bedien nie, het mense regtig gesê, weet jy, dit help nie, ek gaan sit in die restaurant en ek kan iets eet nie, want ek hou daarvan om 'n glasie wyn te drink wat my kos komplimenteer. Mense het dit gemis. Daar is mense wat gesê het, hulle mis die kerk. Hulle mis die samesyn. Mense het sommer eerlik gesê, hulle mis nie regtig die preek nie, want dit kon ons gee. Met die weekboodskapies en die opgeneemde eredienste, maar hulle het die samesyn gemis. Wat mis jy die meeste? Wat het jou lewe die meeste omvergegooi? En natuurlik gaan ek nou nie eers praat oor die tuisonderrig nie. Want ek dink baie mense sal sê, dit was hulle nommer 1 heel grootste uitdaging. Ek dink ons kyk met nuwe oë na onderwysers en onderwyseresse. Vriende, ek wil vir jou 'n baie ernstige vraag vra. Hoe gaan dit op die oomblik met jou geestelike lewe?
Want toe ek die afgelope week stil word met hierdie teks, toe besef ek net dat met die inperkingsvlakke wat verander het, daar 'n wêreld vir ons oopgegaan het, 'n wêreld wat ons in 178 dae nie lekker kon betree het nie. En ek wonder of ons verhouding met God ook belangrik was. Dit was heerlik, daardie eerste inrydiens wat ons gehou het, om na die tyd die videoetjie wat ons met die drone laat neem te kyk en te sien hoe dat mense gekom het. Nico het dit gesê, ek sê dit ook. Dit was seker een van die eredienste waarop mense die meeste gereageer het per WhatsApp boodskapies om net te sê dankie. Dankie, dit was lekker. Dankie, dit was goed om mekaar te sien. Dankie, dit was besonders om nagmaal te hou, al was dit op 'n vreemde manier. As jy vir my vra waaroor ek die meeste bekommerd is in hierdie na-COVID tyd, of dan in die afloop van die COVID tyd, dan gaan ek met jou baie eerlik wees, ek is regtig bekommerd dat ons geestelike huise in puin lê, terwyl ons al ons fokus en aandag plaas op die skole en op ons beroepe en op ons gesinne en op die vryhede wat kom en op kuiers en op vakansie en op lekker tye. Ek is regtig bekommerd dat ons kerk 'n kerk gaan word van elektroniese dienste en mense wat net sê ek hoef nie 'n Sondag te wy aan my geestelike lewe nie. Ek hoor in Haggai 1 'n God wat sê, nou is die tyd dat jy jou prioriteite agter mekaar moet kry. Want godsdiens is nie maar 'n oefening wat ek doen wanneer ek tyd het, of wanneer ek lus het, of wanneer ek die behoefte het nie. Godsdiens is 'n verhouding, 'n lewende verhouding met God. En in Haggai 1 hoor ek die roep van hierdie God na die naballingskap mense wat sê, julle is besig met baie dinge, maar ek wil hê julle moet by my kom stil word. Ek hoor daar dieselfde roep vanoggend by God. Vriende, ek het dit meer kere al gesê. Dit is nie die verslapping van die regulasies wat my en jou deur hierdie tyd gedra het nie. Dis die genade van God. Ek is daarvan absoluut oortuig en ek is so oortuig daarvan dat ek my hakke in die grond wil slaan en sê niemand gaan my anders oortuig nie. Niemand anders gaan die pluimpie vat dat ek en jy nog lewe en dat ons oorleef het nie as die genade van die Here. Mag ek nog iets sê wat ek oor redelik seker geraak het die afgelope tyd. Mense skrywe baie oor die sogenaamde effek van COVID-19 op die kerk. Ek het in my nadink, en jy hoef nie met my saam te stem nie, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat COVID-19 niks kom doen het wat nie reeds aan die gang was nie. COVID-19 het geen invloed op die kerk en op geloofsgemeenskappe wat nie alreeds aan die gang was, nie alreeds begin insuipel het in ons moderne tyd nie.
Ek het groot geword in 'n kerk en in 'n huis waar Sondag 'n ononderhandelbare dag was. Daar was nie 'n kwessie oor, is ons lus om kerk toe te gaan nie. Ons het kerk toe gegaan. Ons het by die linkerkantste deur ingestap, en dit was so die 7de, 8ste ry van voor af het ons gaan sit. Ek het ingeskuif, dan my broer, dan my ma, dan my suster, en dan my pa. Al wat die haasie wat daar was, is ek en my broer het soms omgeruil, en toe hy later uit die huis uit gegaan het, was dit ek, ma, sus, pa. Dat is nie onderhandel nie. Het was nie ingewikkeld nie. En dit het nie gegaan oor of jy lus is nie. Vriende, dit is nie meer so nie. Mense met jong gesinne sê, ons kan nie, ons kinders is te besig. Ons kinders kan nie so lank stil sit nie. Mense met hoërskoolkinders sê, ag weet jy, hulle programme is so vol, Sondag is regtig die enigste dag wat hulle partymal 'n bietjie kan laat lê. En ek weet waarvan ek praat, want ek het ook kinders. Ek is ook daar. Dis die tydgees waarin ons lewe. En COVID-19 het niks daaraan gedoen nie. Behalwe om die proses te verhaas. Mense het vinniger agtergekom dat hulle wel sonder hierdie kerkgebou en sonder die saamwees in hierdie kerkgebou kan klaarkom. Ons kan maar Sondagoggend die bakkie vat en gaan braai by die see en gaan sit in die veld en gaan kuier by familie, want as ons regtig nou 'n behoefte het aan 'n vertroostende boodskapie, dan kan ons dit op enige van 20, 30, 100 maniere in die hande kry. En as ek nie lus het vir kerkie, dan hoef ek net niks te doen nie. En daar lê ons geestelike huis in puin. En daar roep ons God na ons. Hoor jy vanoggend sy stem? Iemand vra vir my die week, is katekese regtig belangrik? En ek weet, nou moet ek mooi antwoord. Want 180 dae het ons die katekese gegee nie. In 180 dae het ouers miskien huisgodsdiens gedoen. Miskien kinders genooi om te kom sit om die erediens te luister. Miskien net niks gedoen nie. Ek is bekommerd, vriende, dat in die ontwaking wat tans besig is om plaas te vind na COVID-19, ons verhouding met God, ons geestelike lewe, nie meer dieselfde prioriteit of plek in ons lewens het nie. Wanneer hierdie volkie uit ballingskap in Jerusalem kom, dan is hulle aandag op baie dinge. Laaste op die tempel as simbool van God se teenwoordigheid. Ek kan net bid dat die naloop, die afloop van COVID-19 juis by mense 'n geestelike ontwaking sal bring.
Dat ons in plaas van om nou weg te bly uit gewoonte, juis sal sê, nou weet ons dat dit weggeneem kan word en daarom plaas ons 'n premie op ons saamwees. Plaas ons 'n premie op ons verhouding met God. Vriende, net ek weet, en net jy weet, hoe ons geestelike huis, om die beeld te gebruik, vanoggend lyk. Ek weet, God smag na my en jou as sy kinders. Mag ons hom ontmoet. Mag ons hom aanbid. Mag ons sy roepstem hoor en by hom gaan sit. Ons lewens opnuut aan hom wy. Sy huis in ons lewens weer oprig. Amen. Hemelse Vader, U ken ons harte en gedagtes, Here. En daarom is dit my gebed dat U nou onder leiding van U Heilige Gees ons harte en gedagtes sal ondersoek. Ja, Here, help ons om eerlik te wees. Om nie doekies om te draai nie, om nie onsself te probeer bluf met hoe godsdienstig ons is nie. Maar help ons, Here, om eerlik te kyk na U plek in ons lewens en ons ingesteldheid op U. Amen. Vriende, kom ons sing 'n laaste lied met mekaar saam. Dis 'n pragtige aanbiddingslied wat eintlik maar net bely, Here, U is my Here en my God. Kom ons sluit daarmee af. In my hart is daar 'n lied van dankbaarheid aan U my God, aan U my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. En daar is niemand wat my hart kan raak soos U, en my kan optel en vashou. Daarom gee ek U al die eer, en met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemle lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning Heer, my koning Heer. In my hart is daar 'n lied van dankbaarheid aan U my God, aan U my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. En daar is niemand wat my hart kan raak soos U, en my kan optel en vashou.
en daarom gee ek U al die eer, en met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer, met my hande omhoog, en met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer, my koning en my Heer, my koning Heer, my koning Heer, vir ewig, my koning Heer, my koning Met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer, my koning Heer, met alles wat in my is, my koning Heer, my koning Heer, my koning Heer. Vriende, ek herinner aan volgende Sondag. Ons gaan 'n 8uur diens hê en ons gaan 'n 9:30 diens hê. By die 9:30 diens gaan daar 'n kindjie gedoop word. Die diens gaan op YouTube lewendig beskikbaar wees, maar ek wil jou eintlik uitnooi, as jy enigstens twyfel, ons sal moet op een of ander manier die 250 getal in ag neem. As jy enigstens twyfel, kom gerus 8uur en kom woon die diens by. En dan natuurlik die inrydiens, moenie van dit vergeet nie, dit gaan regtig, ek glo dit gaan 'n wonderlike, lekker geleentheid wees vir ons as gemeente, om ook daar by Moemfiso saam te wees. Ontvang nou die seën van die Here, en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met julle elkeen wees en bly.